Goeienaand en aan elk liefde broeders en susters in Christus Jesus. Hierdie week wat nou verby is, het ek baie daaroor nagedink oor al die verval wat in die geloof gekom het, al die aanslae en al die invloed van buite. En soos julle weet, het ek al van tevore ook oor hierdie dinge gesels en gepraat en vir my 'n baie hartseer saak dat so baie van ons Afrikaner mense val vir hierdie Hebrew roots en Israel visie en verlore stamme van Israel. Ag, ek weet nie eens wat noem hierdie mense hulle almal self nie. En hulle vra eintlik baie geloof van 'n mens. As jy nou regtig gaan stil sit en dink daaroor, en ek gaan nou vir julle vertel hoekom. Ek wil graag vanaand die volgende met julle deel. Ek wil vir julle voorlees uit die brief van Jude, the Epistle of Jude. Die 3de vers. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith that was once delivered unto the saints. Jy weet, hierdie mense kom en dan kom vertel hulle vir jou nou baie groot stories. Paulus waarsku ons en sê, wees veral op julle hoede vir die ouens wat Joodse fabels en verhale storieetjies kom vertel. Jy weet, as ek so daaroor nadink, né? Die kruis is nou 'n paal. Al die mense tot en met die jaar 2000, het dit verkeerd vertaal, want hulle het nie geweet nie, dat dit moet eintlik 'n paal wees nie. Wat vra hulle eintlik van jou? Hulle vra jou om te glo dat die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, die see en die volheid van dit als, die alomteenwoordige, die alwetende en die almagtige, het vir 2000 jaar geslaap en toegelaat dat mense alleen moet glo, waardeur hulle gered moet word. Dis eintlik wat hulle van jou vra. Weet jy, nou sit en dink ek nog so verder aan al hierdie stories wat hulle loop en verkoop. Jesus is nie God nie. Die Bybel is so duidelik, hoeveel keer al daaroor gepraat, hoeveel teksverse gedeel. Ek het vanaand weer gelees in Lukas ook weer, waar die Here die legioen uitdryf. Hoe Lukas Jesus as God verklaar, as jy reg lees. Dan kom hulle en hulle sê vir jou, maar weet jy wat die skrif is verdraai en dis slegte vertalings en corrupted, die Engelse woord corrupted. Scripture has been corrupted. En weet toe ek nou hier in die week aan hierdie dinge sit en dink ek by myself, maar dis mos nou 'n moslim leerstelling daai. Dis mos nou die moslimse verskoning, wanneer hulle met die waarheid gekonfronteer word, dan sê hulle nee, maar die skrif is verdraai. Scripture has been corrupted. That's why we cannot believe it. Nou, ek is die eerste een wat sal sê, weet jy wat, nee, daar is slegte vertalings, maar die Gees, die Heilige Gees, waarmee jy behoort gesalf te wees, verseël te wees, sal jou lei in die volheid van die waarheid. Hy sal vir jou sê, weet jy wat, nee, hierdie Bybel wat jy lees, ek kan nie met jou werk uit hierdie Bybel uit nie. Jy het nodig om 'n ander Bybel te lees, en hy sal vir jou een uitwys wat vir jou reg sal wees, waaruit hy jou kan lei. En terwyl ek nou besig is met hierdie gedagtes en gee die Here vir my hierdie teksvers. Ons het die waarheid gehoor, ons het dit geken, en ek moet my ook nou verstout om te sê, dit is ook nie heeltemal waar nie, want baie mense wat uit die NG Kerk uitkom, het nooit die kennis van die Heilige Gees gekry. En daar was altyd net oor hom gepraat, maar daar is nooit verduidelik en daar is nooit diepte gegee nie. Daar is nooit vir jou werklik waar die sluier oopgetrek in die geesteswêreld nie. En weet jy, toe spreek die Gees tot my en sê, Dani, hierdie manne wat so wet verkondig, wet, Sabbat, al hierdie dinge. En vorige weer het ek vir
Die mense sê, weet jy wat, nee, kom na die lewende brood. Kom na Christus Jesus. Hou op om die styl ou brood van Moses te eet. Dit is weggegooi. Dit was daar vars neergesit en die volgende dag is nuus gebak en die oues is weggegooi. Kom na Christus Jesus toe. Kom na die lewende brood toe. Toe gee die skrif, of toe gee die Gees vir my hierdie skrif, né? En hier is my vraag aan almal vanaand. Openbaring 14. Vers 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell in the earth, unto every nation, kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God and glorify Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the seas and the fountains of the waters. As die wet van Moses in tel was, dan sou die engel mos nou hier vir jou gesê het, hoor hierso mense, alle tale, alle nasies, keer terug na die wet van Moses toe. Nee, die woord sê, glo die ewige evangelie, die goeie nuus. Fear God, worship God. Die Godheid, the Godhead. Hy wat die hemel en die aarde, die see en alles geskaap het. Vrees hom, aanbid hom, dien hom. Volgens die ewige evangelie, nie volgens die wet van Moses nie. En hier lê die verskil, mense. Hierdie ouens kom weg met baie dinge, want ek en die volgende ou, nie gevul met die Heilige Gees nie, ons lees nie die woord nie, en as ons hom lees ons hom oppervlakkig. Ek sien daar is 'n jong dogtertjie hier so op TikTok wat nou die dag 'n video gemaak het, waar sê dit in die Bybel dat jy moet lees, elke dag Bybel lees en bid om gered te word? Weet jy, ek dink by myself, jou armsalige klein kind. Jou gedagtes skiet so kort, want die Gees ontbreek. Dit is nêrens geskrywe nie, maar dis 'n waarheid wat deur die gelowiges, die saints, aan ons oorgedra is. Voed jou siel elke dag met die lewende woord. Voed jou siel met die lewende woord. Bid elke dag, en jy sal groei en jy sal sterk word. Weet net vanaand een ding. Die Here Jesus is God en Koning. En hy gaan jou oordeel. Hy gaan my oordeel. Hy gaan ons almal oordeel. En die enigste en die doel van ons lewens hier op aarde is om 'n verhouding te bou met Jesus Christus. Dit is ons doel as mens, om terug te keer na dit wat ons was in die tuin van Eden, daardie verhouding om saam met God te wandel. Alles seën en voorspoed, my loop.